Die Here praat met elkeen van ons en hy sê die volgende: Maar nou, so sê die Here, ek is jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En as jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Maar kom ons kyk bietjie in diepte na hierdie uitroep van die Here. Hy begin hierdie uitroep, hierdie praat met ons met die woorde, maar nou. Hierdie uitdrukking, maar nou, is die Hebreëse woord ata, wat dui op 'n emosionele uitroep en uitnodiging deur die Here self. Aan wie? Aan jou op hierdie spesifieke oomblik. Hy sê, ata, so sê die Here, jou skepper. Hierdie woord skepper is bara in Hebreëus en hoor net wat beteken dit. Ek het jou gemaak met 'n doel. Ek het jou gekies en ek het jou gestuur om iets te bereik in hierdie lewe. Pas dit nie mooi in by Efesiërs 1 vers 4 nie? Hoor wat sê die Here daar? Hy het ons in hom uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig, anders en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Maar hy gaan aan en hy sê, maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob. Nou ja, Jakob beteken is Jakob in Hebreëus, dat beteken bedrieër, hakskeen-gryper, onderkruiper. Die rede waarom die Here hierdie naam in hierdie uitroep, hierdie uitnodiging vir hom voeg hier is om vir jou te sê, maak nie saak wie of wat jy is nie. Ek sien jou raak, Jakob, bedrieër, hakskeen-gryper, onderkruiper. En omdat ek jou sien, kom die volgende woordjie na vore. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder, is Jatsar in Hebreëus. Ek het jou in 'n nuwe, 'n bruikbare, 'n doelgerigte vorm gedruk. Wow, is die Here nie goed nie? En dan gaan hy verder en hy sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Gaal in Hebreëus. Ek het jou op die slawemark van omstandighede gekoop. Ek het jou kettinge van gevangenskap verwyder en ek het jou wonde met olie gesalf. Dan pas hierdie gedeelte in Jesaja pragtig hier in Jesaja 43 vers 18 tot 19. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Hierdie gedeelte in Jesaja is eintlik 'n uitroep van die Here, uitnodiging van die Here om jou lewe te verander, want hy wil iets met jou doen. Hy wil iets deur jou bereik. Met hierdie verklaringe van hierdie Hebreëse woorde kan Jesaja 43 vers 1 tot 3 nou so lees. Maar nou, so sê die Here, ek het jou gemaak met 'n doel. Ek het jou gekies en ek het jou gestuur om iets te bereik in die lewe. Ja, jy was en jy is 'n bedrieër, 'n hakskeen-gryper, 'n onderkruiper, maar ek formeer jou. Ek sal jou lewe verander. Ek sal 'n nuwe, 'n bruikbare en 'n doelgerigte iets en iemand van jou maak. Dan gaan die Here verder en hy sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou op die slawemark van omstandighede gekoop. Ek het jou kettinge van gevangenskap verwyder en ek het jou wonde met olie gesalf. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Dan gaan hy verder en hy sê, en wanneer jy deur diep waters gaan, sal ek by jou wees. Jou probleme sal jou nie oorweldig en jy sal nie verdrink nie. Wanneer jy deur vuur gaan, sal jy nie verbrand of skroei nie. Die moeilike beproewinge en aanvalle wat kom, sal geen skade aanrig nie. Want ek is die Here, jou God. Dankie Here, dankie dat ons hierdie week op hierdie nuwe manier kan begin. Dankie daarvoor in Jesus naam, amen.